Eksodus, hoofstuk 18. Die skoonpa van Moses, Jethro, wat ook die priester in Midian was, het van alles gehoor wat God vir die volk en vir Moses gedoen het, en dat die Israeliete deur die Here uit Egipte gelei is. Toe neem sy skoonpa vir Sipora, Moses se vrou, wat van tevore deur Moses teruggestuur is na haar pa se huis toe, tesame met haar 2 seuns en vertrek. Die oudste seun se naam was Gersom, wat vreemdeling beteken. Moses het gesê, in 'n vreemde land is ek 'n vreemdeling. Die jongste seun se naam is Eliezer, wat God red my beteken. Moses het gesê, my vader se God het my gered, uit die hand van die farao het hy my gered. Die skoonpa van Moses, Jethro, het toe met Moses se vrou en haar 2 seuns by die berg van God, wat ook Sinai of Horeb genoem word, aangekom. Dit lê daar in die woestyn. Toe stuur hy 'n boodskap aan Moses. Dit is ek, Jethro, jou skoonpa. Ek bring jou vrou en jou 2 seuns na jou toe. Daarop het Moses uitgegaan na sy skoonpa toe, voor hom gebuig en hom gesoen groet. Nadat hulle mekaar gevra het hoe dit gaan, is hulle die tent binne. Toe vertel Moses sy skoonpa van alles, wat die Here aan die farao en die Egiptenare gedoen het om die Israeliete te bevry, van al die probleme wat hulle langs die pad gekry het, en ook hoe die Here hulle daarmee gehelp het. Jethro was baie bly om te hoor wat die Here alles vir die Israeliete gedoen het, en hoe hy hulle uit Egipte bevry het. Toe sê Jethro, prys die Here, prys hom wat julle uit die hand van die farao en sy volk bevry het. Ek weet nou verseker dat nie een van die gode ooit so groot kan wees as die Here nie. Kyk, die Egiptenare het baie wreed teenoor die Israeliete opgetree. Toe het Moses se skoonpa Jethro 'n brandoffer en slagoffer gebring aan God. Aaron en die leiers van Israel het in die teenwoordigheid van God saam met Jethro brood geëet. Die volgende dag, van sonsopkoms tot sonsondergang, het Moses die regsaake van die Israeliete hanteer. Jethro, Moses se skoonpa, het gesien wat gebeur. Hy sê toe vir Moses, hoekom doen jy dit? Hoekom hanteer jy al hierdie regsaake op eie houtjie? Kyk, dit neem die hele dag in beslag. Moses het geantwoord, die mense kom na my toe om te hoor wat die beslissing van God is in 'n saak. As iemand 'n saak het teen sy buurman, bring hulle dit voor my. Dan maak ek aan hulle die reëls en regulasies en wette van God bekend. Toe sê sy skoonpa vir hom, jy hanteer hierdie ding heeltemal verkeerd. As jy so aangaan, gaan jy uitbrand, en die volk sal ongeduldig raak. Jy het heeltemal te veel hooi op jou vurk. Dit is onmoontlik om dit alleen te doen. Ek dink ek het dalk 'n oplossing, as jy na my sal luister. Mag God daarmee saamstem. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees. Dan bring jy hulle sake voor God. Leer hulle die reëls, regulasies en wette van God. Jy moet ook aan hulle meedeel wat van hulle verwag word. Gaan dan en kies bekwame manne onder die volk wat eerlik en opreg is. Manne wat respek het vir God. Stel hulle dan aan as leiers oor 1000, 100, 50 en 10. Laat hulle dan die volk se algemene regsaake hanteer. Die sake wat te groot of te ingewikkeld is, kan hulle na jou toe bring. Vele hande, ligter werk. As dit goed is in God se oë, doen dan wat ek voorgestel het. Ek glo dat die mense ook tevrede sal wees met die reëlings. Toe het Moses gedoen wat sy skoonpa voorgestel het. Moses het eerlike, opregte manne uit die volk gekies en hulle aangestel as leiers oor 1000, 100, 50 en 10. Hulle het die algemene en eenvoudige regsaake van die volk hanteer. Die ingewikkelde sake het hulle na Moses toe gebring. Moses het sy skoonpa gegroet en hy het vertrek na sy eie land.